Hartlik welkom by 2026. Die 1 Januarie en 'n nuwe jaar het aangebreek. Dit is my voorreg om ook vandag bietjie met jou te gesels en vir jou te sê uit my hart uit. Ek hoop en vertrou dat die jaar wat voorlê vir jou 'n jaar vol van die guns van die Here sal wees. Die Here is daar om vir ons te vergesel op hierdie pad. En ek wil jou verseker dat daar moeilike tye gaan wees. Ons gaan verliese ly, ons gaan uitdagings hê. Maar een ding weet ek, die Here gaan ons nie in die steek laat nie. En wanneer dit goed gaan met ons, wanneer ons hoogtepunte bereik, weet ek ook, hy's daar, hy deel dit saam met ons, hy's deel van ons vreugde. Kom, ons wees dankbaar vir die goeie dinge wat ons elke dag uit sy hand kry. Nou ek het bietjie gaan kyk wat die Bybel oor dinge soos die nuwe jaar sê, maar eintlik lyk vir my hy praat meer oor die afloop van die jaar, die dinge wat in die jaar gebeur het. En ek dink daarmee wil hy eintlik vir ons sê, hy was daar die hele tyd. En daarom sluit ek graag aan by wat Jakobus in Jakobus 4 vers 13 tot 16 sê. Hy sê, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar daar bly, ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. Nou baie duidelik praat hy met ander mense, hy praat nie met homself hier nie, terwyl dit eintlik op ons almal van toepassing is. Ons weet nie wat môre of oormôre vir ons presies voorlê nie. Ons beplan dalk dinge, 'n heerlike vakansie. Ek sien so uit daarna, ons beplan om hierdie jaar weer 'n draai te gaan maak in die wildtuin. Dit gaan heerlik wees en ons hoop regtig dit sal realiseer. Maar nou is dit ook interessant dat Paulus skryf in 1 Timoteus 4 oor die voordeel wat liggaamlike oefening het. Hy sê dit het waarde, maar daar is ander dinge wat meer waarde het. Hy sê toewyding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en die toekoms. Met ander woorde, ons het nou die wete dat as ons hou by die pad wat die Here wil hê ons moet loop, in toewyding aan God, het ons 'n toekoms. Vir vandag 'n beperkte toekoms, maar 'n ewige toekoms wat vir ons voorlê. En dit is my hartse begeerte vir jou, dat daar vir jou 'n wonderlike toekoms voorlê. Alles van die mooiste en loop mooi.